Van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees en Kaapstad Karnaval tot 2 mode-uitstallings en die wie van Suid-Afrikaanse glanspaartjies kom verjaar bymekaar om trots Suid-Afrikaanse kreatiwiteit, musiek, mode en wyn te kom vier. The narrative is gebaseer op 4 pilare: kuns, musiek, fashion en culinary arts. Saam met Steven van Eden, een van ons land se topmodeontwerpers, roep stigter Henry van Wyk alle kreatiewes vir een deftige aand saam vir 'n unieke fondsinsameling ten bate van die kunste en om jong kreatiewe talent te help. Ek het The Narrative so 2 jaar terug begin, maar meer as 'n NPO om ons jong kreatiewe mense bietjie te help om sustainability te kweek, om seker te maak dat die kunstenaars en die creatives 'n sustainable brand vir hulle self kan bou. My ultimate goal was eintlik om seker te maak dat ek 4 beurse 'n jaar kan weggee per kategorie. Baie van ons creatives is creative. So hulle mis 'n bietjie heeltemal die besigheidsaspek. En ek wil voel vir my dit is my sterkpunt. Ons slogan is teach people how to fish and do not give them the fish. Vir my om iemand te plaas binne jou besigheid gaan baie meer werd wees as 'n once-off 50 of 100,000. So vir ons is hierdie tipe funksie baie belangriker vir netwerke en vandag wat julle hierso sien is so half 'n kombinasie van 'n glansgeleentheid, maar ook om 'n bietjie talent te wys van wat daar buite is en wat met wie ons opgepartner het. Ek is 'n baie groot voorstander in terme van mentorskap, omdat ek as jong ontwerper fantastiese mentore gehad het en ek bedoel daai mense mentor my nog steeds vandag, is dit vir my iets 'n manier is om dit to pay it forward. So, toe sy vir my met die konsep vorendag kom om vir my dit vertel, dis ek sê wel, ek sal graag betrokke wil raak. Hoe sien jy die landskap tans wanneer dit ek dink by ons kreatiewe mense kom en om 'n voet in die deur te kry? Ek dink dit sny 2 kante toe. Ek dink dit is ongelooflik maklik op die oomblik. Ek dink met sosiale media is dit fantasties om raak gesien te word, maar ook die spoed wat dinge gebeur, dink ek dit is nogals moeilik om by te hou. Ek dink vir jong ontwerpers, baie mense kyk na die kreatiewe landskap en dink dit is baie maklik, maar dit is baie harde werk en dit is baie veel eisend. Maar ek dink ons is in 'n baie lekker tyd en 'n lekker era en ek dink daar's baie geleenthede vir jong kreatiewe mense daar buite. As a young college student, we don't usually get these kind of opportunities. So as soon as Stephen came to me and presented me with this opportunity to exhibit my 3rd year collection, I took this opportunity with both hands and I used this chance to represent myself as a designer, as a person, to represent my culture. And I just think it's very important to get involved with these kind of industry situations to kind of evolve as a designer, as a brand and like branch out. Tussen die jong opkomende talent deur is daar ook 'n ikoniese glanspaar of 2, soos Real Housewives van die Wynlande se Mariska Thorpe en haar man Quintus. Ons kort meer sulke aande, kort meer aande wat positief is, met mense saamkom en iets create en soos wat ons vanaand sien, hulle kry nie net mooi goeders nie, hulle kry soos 'n mooi toekoms wat great is. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid vir jong mense wat nie die geleentheid het om te gaan swat nie. Dit is wonderlike ondersteuning vir hulle, vir mense om in die kunste deel te neem en hulle droom uit te leef. South African talent is undeniable. What I like about these events, you see the mix of culture that you don't have anywhere else in the world. You are not called the rainbow country for nothing. For me, it's an honor to be part of it, an honor to show my headpieces. There's enormous amount of synergy between the Narrative and the Cape Town Carnival. We're both working at supporting, mentoring young people and really step into themselves and be the creatives that change the world. Ons kan nie as 'n simfonieorkes voortbestaan as ons nie die hele gemeenskap betrek nie. Ons gee jong mense kans om hulle talente te ontwikkel en deel te wees van sulke programme. Dis hoekom ons dit doen, want dit is ons voortbestaan. Our hope is proudly South African is to see this movement grow for the best interest of the clothing, textile, footwear, leather sector, which is very labor intensive, employs a lot of people. So for us is to really see this movement grow in leaps and bounds because we have a responsibility to ensure that these kind of initiatives work for the betterment of the economy of the country. It's such a privilege to be your host and to stand here before you. We are celebrating creativity, craftsmanship, and the courage it takes
to tell one story. Wat is julle raad aan ons jong mense wat regtig, ek dink hulle stempel wil nalaat op die Suid-Afrikaanse kreatiewe doek? Weet jy wat, op die einde van die dag gaan dit oor om te doen. Mens kan droom en jy kan neerskryf, maar om te doen is eintlik daai stap na sukses. Ek dink ons het hierdie persepsie dat ons moet eers alles reg kry voordat ons doen. Doen dit en kry dit reg soos wat jy doen. 'n Mens moet net begin. Maak nie saak hoe jy begin of waar jy begin nie, jy moet net begin en jou droom uitlewe en jouself geniet en die res sal in plek val. Die skepings wat ek vanaand wys is bloot gefokus op om aanklank te vind om 'n stadiger lewe te lei. En ek voel vir my gaan dit oor kwaliteit oor kwantiteit en ek sal dit vir enige iemand daar buite sê is as jou werk top kwaliteit is, jy het nie nodig om baie daarvan te maak nie. Mense sal inkoop op die kwaliteit van jou werk. So dit is my raad aan jong ontwerpers of jong kreatiewe mense daar buite. It's not easy to break into this kind of industry, just like any industry, but it depends on you. Have you got the focus, the tenacity, the hard-working spirit, no sense of entitlement, and really place yourself in places like this, where the industry is, because you never know who you're going to meet. The next person you interact with might just be the person to open the door. Kreatiwiteit as luksheid is lankal nie meer die narratief nie en dit is inisiatiewe soos The Narrative wat jong mense blootstel en mentor wat help om vir Suid-Afrikaners te wys dat ons musiek, ons kuns, ons modes 'n noodsaaklikheid is. En ons sit op die punte van ons stoele om te sien waarheen The Narrative ons land se kunste oral gaan neem.